Kom ons word stil voor die Here. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U kom toe die lof en die eer tot in alle ewigheid. Vader, ons dink vandag daaraan dat U ons geroep het om U kinders te wees. U ons deel gemaak het van U familie. Ja, Vader, dat U ons geroep het om in hierdie wêreld ook ligdraers te wees, om onsself te laat opbou tot lewende stene in 'n geestelike huis, sodat ons op die ou end ons lewe vir U tot eer sal wees. Ja, vir U welgevallig sal wees, dat U gelukkig sal wees met ons lewe. Vader, ons bid dat U dit sal stil maak in ons harte en sal gee dat ons hierdie woord sal inneem en dat ons sal groei en sal sterk word, sodat ons ook ons roeping kan uitleef. Ons bid dit alles in U naam. Amen. Geliefdes, ons gaan aan met ons reeks uit 1 Petrus uit en ons het nou verlede week na 1 Petrus 1 gekyk en ons gaan vandag na 1 Petrus 2 lees. Ek gaan vir U die eerste 10 verse lees, maar voordat ons lees, dalk net 'n bietjie agtergrond. Die gemeenskap waarin die gelowiges gewoon het, aan wie Petrus die brief skryf, het 'n valse godsdiens beoefen. En hierdie godsdiens se naam was hedonisme. Nou 'n hedonis glo dat hy alles mag doen in die lewe wat vir hom geluk sal bring en plesier sal verskaf. Petrus noem dit 'n groot vorm van kwaad, want dit dryf in teen die liefde van ons Here Jesus Christus. Jesus se liefde is 'n selfopofferende liefde, 'n liefde wat fokus op my en jou. Daarom het hy aan die kruis vir ons gesterf. Terwyl die liefde wat 'n hedonis verkondig, fokus op eie belang en eie geluk en eie voorspoed. Daarom praat Paulus in vers 1 en hy roep die gemeente op om alle boosheid, van alle bedrog en geveinsdheid en afguns en kwaadpratery af te lê. Maar kom ons lees dan saam uit 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. As julle ten minste gesmaak het dat die Here goedertieren is, kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring en aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif: kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoots, en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daar teenstamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is.
maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Tot sover ons skriflesing, ons teksvers, vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Tot sover ons skriflesing. Geliefdes, Christendom is nie net 'n uitsig na die ewige lewe nie. Christendom het ook verantwoordelikhede. En die eerste verantwoordelikheid waarvan ons teksgedeelte praat, is dat ons moet breek met die sonde van selfgesentreerdheid en eie belang soek en jou eie koninkryk bou. En soos 'n pasgebore baba smag na die melk van sy moeder, so moet julle smag na die woord van God, die onvervalste woord van God. Ja, die godsdienst wat die wêreld verkondig en wat die hedonisme verkondig, is 'n valse godsdienst. Terwyl die woord van die Here, die onvervalste woord van God is. En daarom moet 'n kind van die Here daarna smag om hierdie woord te lees en dit te bestudeer en daarin opgegroei te word, geestelik sterk te word, sodat hy God van harte kan dien. Liewe broer en suster, God het jou nodig in sy koninkryk. Hy wil jou gebruik in sy koninkryk. En om jou ten volle diensbaar te maak in die koninkryk van God, is dit nodig dat jy geloofspiere kry. En jy gaan dit kry deur die woord van die Here te ken en te bestudeer. Jy gaan dit kry deur in 'n verhouding met Jesus Christus te leef. Daarom sê hy in ons 3de vers, maar kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Ja, deur jou lewe te bou op Jesus Christus en sy woord te bestudeer en te leer, gaan jy geloofspiere kry en diensbaar wees in die koninkryk van God. Jy gaan jou roeping uitleef, want sê ons tema van vanoggend, jy is geroep en jy's gestuur. Jy's 'n geroepene en 'n gestuurde van ons hemelse Vader. Ja, Petrus gebruik die beeld wat Paulus ook baie keer gebruik, 3 gedeeltes. Paulus sê, weet julle nie dat julle 'n tempel is van die Heilige Gees nie? Nou die beeld wat Petrus gebruik, is die beeld om te sê, maar ons is stene. En deur die Heilige Gees word ons verander tot lewende stene en opgebou tot 'n geestelike huis. So as jy na hierdie kerk kyk of na hierdie steen kyk, dan moet jy weet, jy is so steen in die koninkryk van God. En God sê, jy moet opgebou word tot 'n lewende steen, tot 'n geestelike huis, sodat jy dinge kan doen wat vir God welgevallig is, sê vers 5. Hoe word ek 'n lewende steen? Deur die Heilige Gees wat in my kom woon en deurdat ek my lewe onder beheer van die Heilige Gees plaas en alle kwaad uit my lewe uitdryf
en verwyder. Breek met die sonde in my lewe, sodat dit nie gaan oor myself en my eie belang nie, maar dat dit gaan oor die eer van God en die liefde vir my medemens. Ja, al manier hoe jy opgebou kan word tot 'n lewende steen, is deur in 'n verhouding met Jesus Christus te leef. Ons teksgedeelte sê, Jesus Christus is die lewende steen wat deur die bouers verwerp is, maar by God uitverkore is. En Petrus haal aan uit Jesaja 28 vers 16, wanneer hy hierdie ding skryf. Want die Joodse volk het alle die profeseë gehad van Jesus wat sou kom, van die Messias wat sou kom, maar toe Jesus kom, toe verwerp hulle hom en die boodskap wat hy verkondig het. Toe het hy vir hulle 'n steen des aanstoots geword. Maar hierdie steen wat die wêreld verwerp, het God se uitverkore steen geword, is die kind, die seun van God gewees. Julle het almal, of nie almal nie, maar baie van julle is betrokke by familiebesighede en familieplase. En julle probeer hierdie familiebesigheid uitbou en dit wat jou pa of jou oupa vir jou nagelaat het, groter te maak, sodat jy eintlik sy nalatenskap vergroot. En jy wil alles in jou vermoë doen om 'n groter sukses te maak van hierdie boerdery, of vir die besigheid nie te laat misluk nie, want dit is jou pa se nalatenskap, of jou oupa se nalatenskap. Dit is 'n familiebesigheid. Nou, of jy nou 'n familiebesigheid of 'n familieplaas het, of dit nie het nie. Vanoggend het ek vir jou goeie nuus. Maar dit is ook swaar nuus. Want God het jou gekies om sy kind te wees. En hy wil jou gebruik in sy familiebesigheid. En sy familiebesigheid is om die evangelie boodskap te verkondig. So jy is geroep om deel van God se familie te wees. En jy is gestuur om die familiebesigheid uit te brei. Hoe wil God hê moet jy dit doen? Ons teksvers sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, so jy's uitgekies om dit te doen. 'n Koninklike priesterdom. Met ander woorde, as priester moet jy jou lewe, jy is geroep om jou lewe aan God te wy en om ook vir ander by God in te tree, soos die priesters in die Ou Testament. Jy moet lewe tot eer van God en ander se belange aan God opdra. Ander help om ook hulle roeping te kan uitleef. As koning, hy praat van 'n koninklike priesterdom, dan praat hy van 'n koning en 'n priester. Nou as koning moet jy heers oor elke terrein van die lewe wat God aan jou toevertrou het. Dit beteken, jy moet heers oor jou huwelik, oor jou gesin, oor jou werk, die werkplek waar jy is. Alles wat jy doen moet wees tot eer van God, en jy moet heers oor die sonde en alle sonde uitdryf uit jou lewe uit. Ja, jy het ook 'n profetiese roeping om die verlossingswerk van Jesus Christus te verkondig aan die wêreld. Ja, God het jou uit die duisternis geroep. Jy sê, ons teksgedeelte,
Was vroeër niks nie. Jy het geen identiteit gehad nie. Maar nou het jy identiteit. Jy's deel van die volk van God. Jy's deel van die familie van God. Jy is kind van God, erfgenaam van God. En daarom is dit ook jou taak. God het jou uit die duisternis geroep tot sy wonderbare lig. En jou deel gemaak van sy familie. Daarom is dit ook jou taak om hierdie boodskap aan ander te verkondig, sodat hulle ook deel kan word van God se familie. Sodat hulle ook kan breek uit die duisternis van die wêreld en in God se lig kan lewe. My liewe broer en suster, sien jy kans vir hierdie taak? Sien jy kans vir hierdie roeping? Of gaan jy eendag sê, ek het geen sin daaraan gehad nie? Ja, ons teksgedeelte sê, vir die ongelowige het hy 'n steen geword wat die bouers verwerp het. Vir die wat hulle uit 'n rots geword van struikeling, vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, wat ook vir hulle bestem is. Gaan jy sê, nee, hierdie is nie 'n slim idee nie. Ek het geen sin daarin nie. Gaan Jesus Christus 'n klip word wat teen jou toon stamp en sê maar, dis nie my idee van die lewe nie. Of gaan hy, soos vers 7 sê, gaan hy vir jou kosbaar wees, gaan hy die roeping wat God jou gegee het vir jou kosbaar wees, en gaan jy met alles wat jy daarin is, die roeping as profeet en priester en koning uitleef, sodat jy op die ou end 'n geestelike huis sal wees, wat vir God welgevallig is. Dis maar ons keuse. En die lewe waarin ons leef vandag is geskit deur die COVID-19. Maar die boodskap van vandag sê vir jou, jy moet soos 'n baba smag na melk, smag na die woord van God. Jy moet jou lewe bou op Jesus Christus. Jy moet 'n lewende steen wees wat op die ouend opgroei tot 'n geestelike huis, wat God behaag in alles wat hy doen, en op die ou end tot eer en verheerliking van God lewe. Mag God jou daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die voorreg om u kind te wees. Dankie dat u ons ook stuur met 'n roeping, om ons lewens aan u te wy, om te heers oor die sonde in die wêreld. Daarom bid ek, Vader, dat u ons die krag sal gee en die moed sal gee en die geloof sal gee om te breek met die sonde in die wêreld en die vrymoedigheid sal gee om hierdie wonderlike boodskap van verlossing en van redding te gaan verkondig aan die wêreld daarbuite. Ons bid vir hulle wat siek is. Ons bid vir hierdie COVID-19 pandemie, dat u ook dit vir ons sal stop. Dankie Vader vir die medisyne wat al gekry is en vir die vordering wat daar al gemaak is om medisyne te kry. Ons bid vir ons land, ons bid vir elke mens wat sukkel finansiëel, dat u ook vir hulle sal sorg en dat u sal gee dat hulle u goedheid en u guns sal ervaar in die tyd. Ons bid Vader dat u sal gee dat die stene in u huis
nie dooie stene sal wees nie, maar lewendige stene. Wek hulle op, Vader, deur die krag van die Heilige Gees. Ons bid dit alles in U naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met u wees en bly. Amen.